Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en wat 'n voorreg is dit om hierdie week saam met elkeen van julle te begin in die wonderlike woord van God. Nou kind van God, ek wil baie graag iets met jou deel en dit is eintlik ook 'n soort van 'n herinnering en 'n soort van 'n waarskuwing. So die doel van die woord is nou nie om iemand uit te haal of om veroordelend te wees nie, maar daar's iets wat baie sterk op my hart druk al van laasweek af. En dit is God se genade. Kind van God, ek dink nie ons besef altyd hoe groot is God se genade nie. Ons besef nie hoe bevoorreg ons is om God se genade te kan ontvang nie. Wat 'n eer is dit om God se genade te kan ontvang nie. Nou, wat my hart so seer maak is, hoekom is daar mense wat God se genade gebruik vir hulle eie voordeel? Hoekom is daar mense wat God se genade gebruik vir 'n verskoning, om te kan aanhou sondig, of om te kan opslip soos dit hulle pas? Ek praat nou nie van opslip soos jy maak 'n fout, leer daaruit en probeer om dit nie weer te doen nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van mense wat opsetlik aanhou om moedswillige sonde te doen. En dan elke keer sê hulle, het net genade vir my. Ek meen, dit is mos nou nie waarvoor God se genade daar is nie, of hoe? Hierdie vers wat ek met julle wil deel, Romeine 6 vers 1, is vir my so 'n kosbare vers, want dit sê, sal ons aanhou sondig, omdat die genade groot is? Stellig nie. Kind van God, dis regtig iets wat ek by jou wil laat. Ek sê nie dat jy is een van hulle nie, glad nie. Wat ek sê is, dat daar mense is, wat God se genade gebruik om mee te speel. Jy ken dalk miskien sulke mense, jy weet dat daar sulke mense is, en ek dink dit is tyd, dat hierdie mense opnuut net weer eens moet besef, God se genade is nie iets om mee te speel nie, en ek dink dit is vir ons ook, net weer eens 'n herinnering, dat God se genade is vir ons gegee, en God se genade is groot. God se genade is oneindig. Kan God op 'n plek kom wat hy sê, weet jy, ek gaan nou 'n bietjie terugstaan, en kyk wat beteken my genade vir jou? Ja, God kan. Ons het hierdie idee van God gaan net altyd alles los. Hy gaan jou maar los en dit, elke keer as jy sê, Here vergewe my, hy gaan jou los, al doen jy dit oor en oor en oor en oor en oor. Dis nie wat God wil hê nie, my broeder en suster. God wil hê, ons moet 'n verhouding met hom hê. God wil hê, ons moet 'n pad saam met hom stap. God wil hê, ons moet leer uit ons foute. As God sien, jou hart is opreg, en jy wil aan daai sonde werk, kan ek vir jou verseker, dan gaan sy genade vir jou groot wees, en sy genade gaan oor en oor jou gestort word. Maar as jy op 'n plek is wat jy sê, ag nee wat, God se genade is groot, ek kan maar aanhou sondig, ek sal dit nie doen as ek jy is nie, my boetie en sissa. Ek voel regtig baie sterk hieroor, ons moet ophou met hierdie van, het kruis vir my, het genade vir my. Ek meen, as jy nog nie in die koninkryk is, as jy sopas jou hart vir God gegee het, jy was verlore, dan is sy genade groot vir jou. Maar ek meen, as jy nou al 'n hele ruk in die koninkryk is, maar jy misbruik God se genade, dis nie reg nie. Dis iets wat ons regtig moet baie ernstig aan werk, my boetie en sissa. En dis hoekom ek regtig gevoel het, ek moet hierdie onder julle aandag bring, want dit is iets waaraan almal van ons baie skuldig is ook, met tye, dat ons so gemaklik raak, ons raak so gemaklik met God se genade, dat ons vergeet eintlik hoe waardevol God se genade is, en hoe kosbaar sy genade vir ons is. So my boetie en sissa, gaan ons regtig 'n punt daarvan maak, dat ons met nuwe oë na God se genade kyk, en dat ons sy genade met die grootste respek, en die grootste eer betoon word, en gehanteer word. Ek dink dis definitief iets wat ons sal moet doen, of wat sê ek, my boetie en sissa? En as ek ook net hierdie by julle kan los, gaan lees Romeine 6. Romeine 6 praat so mooi van om in sonde af te sterf, en die sonde te laat sterwe, en weer as nuwe mense gebore te word, in die gees gebore te word, gedoop te word, om te wys, weet jy wat, ek wil klaarmaak met hierdie sonde. Dis definitief iets wat ek graag wil hê, julle moet lees, en in gedagte hou, jy wat dalk miskien nog nie deur die water gedoop is nie,
en ek bedoel gedoop soos Jesus, soos wat baie van die manne en die vroue gedoop is in die Nuwe Testament, wil ek graag hê, dink daaroor, en mag hierdie woord vir jou bemoedig, en vir jou motiveer, dat God se genade is kosbaar, en sy genade is nie iets om mee te speel nie. Kom ek bid vir ons. Vader, ek bid in die kosbare naam van Jesus. Vader, vergewe ons wat baie keer, liewe Here, u genade tot ons eie voordeel wil gebruik. Ek bid in Jesus naam dat ons die wysheid sal hê, om op te hou om u genade te misbruik. Ek bid, liewe Here, dat ons u genade met die grootste agting en met die grootste respek en waarde sal neem in ons lewens en dit sal uitleef in Jesus naam. Asseblief, Here, in die kosbare naam bid ek dit vanoggend vir elke een. Amen en amen. My broer en suster, julle moet 'n wonderlike dag hê. Kyk mooi na julleself en onthou, Jesus is baie, baie, baie lief vir jou. Totsiens.